Welkom aan die volk wat vandag hier vergader voor die aangesig van Jahwe van leerskare. Dit is vandag die 13e volkskonsilie van die geloftevolk in Suid-Afrika. Hierdie aksie het begin in 2009 met die volksvergadering by Heilbron, waar die volk sekere besluite geneem het wat in uitvoering gebring moet word, en ons is nog steeds daarmee besig. Die tema van hierdie vergadering is Jesaja 29 vers 13, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Dit gebeur so baie dat mens die Hemelse Vader soek om hom te vind, maar jy vra nie na hom met jou hele hart nie. Soos die dinge aanstap in hierdie lewe, sal die dag aanbreek dat ons na hom gaan vra met ons hele hart. En hy is dan te vind, as ons hom so soek. Ek wil vir Tini Duma vra om vir ons hierdie vergadering te open met skriflesing en gebed. Dankie Tini. Dit is vir my 'n voorreg om vanmôre eer en lof aan ons Hemelse Vader te bring, deur hierdie verrigtinge van ons te open, en dat ons ook in die fees van ongesuurde brode ook hier by mekaar kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg dat Vader ons so getrek het en dit op ons harte gelê het om hier te wees. Ek gaan 'n paar gedeeltes lees, een uit kort gedeeltes, een uit Deuteronomium 4, gaan ek mee begin, en ek lees net heel eerste uit Deuteronomium 4 vers 20, om te sien met wie Vader hier praat. Maar Jahwe het julle geneem en julle uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is. En dan lees ons van vers 25 af, as jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel, deurdat julle 'n gesneede beeld maak, 'n gelykenis van enige iets, en doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe jou Elohim om hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan waarin julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. Dit is beloftes wat Vader gemaak het voordat hulle nog die beloofde land ingetrek het. En Jahwe sal julle onder die volke verstrooi, en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen Jahwe julle sal drywe. En daar sal julle gode dien, die werk van mense hande, hout en klip, wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie. Ons weet wat impak hierdie multi-etniese en multi-godsdienstige systeem hier in ons land gebring het, hier aan die suidpunt van Afrika, en ons weet ook dat die impak van die afgode, en dat dit 'n groot deel van ons volk as afgodsdienaars laat, of van ons volk as afgodsdienaars laat raak. Dan vers 29 en vers 30 is eintlik 'n profesie wat daai tyd al uitgespreek is. En vers 29 het baie betrekking, min of meer dieselfde woorde as wat ons tema het. Dan sal julle daar vandaan Jahwe jou Elohim soek en vind
as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. En dan vers 30, as jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom. Hoor nou wanneer het Vader al gepraat van as ons in die nood is en hierdie dinge aan die einde van die dae oor ons kom, sal jy na Jahwe, jou Elohim, terugkeer en na sy stem luister. Want Jahwe is 'n Elohim, 'n barmhartige Elohim. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders, wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. So, baie belangrik, as ons kyk na die verbond wat hy met ons vaders aangegaan het. Hy sê wat hy hulle besweer het, sal hy nie vergeet nie. Ons weet ook van ons verbonde, wat ons vaders met ons Vader aangegaan het, en hoe ons dit verwaarloos het in die afgelope jare. En dan gaan ons nou, is nogal vir my baie belangrik, ek wil dit net weer herhaal, daai versie wat baie ooreenstem met ons tema, dan sal julle daarvandaan Jahwe jou El soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Dan gaan ons gaan kyk ons in Jeremia 29, dit is ook waar ons tema voorkom. Ons gaan Jeremia 29 vanaf vers 11 tot 14 lees. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Jahwe. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. So, dis ook 'n profesie, want Vader sê, hy sal ons sal hom aanroep, en tot hom bid, en hy sal na ons luister. En julle sal my soek, dis die tema, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek Jahwe. En julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek Jahwe. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. En dan wil ek na Jakobus 1 toe blaai. Kom ons kyk eers na die opskrif in die seën groet, dan kan ons sien met wie Jakobus hier praat. Vader het al voor hulle die beloofde land ingetrek het, daai profesie uitgespreek deur Moses en toe weer deur Jeremia. En ons lees hier Jakobus, 'n diensknegt van Elohim en ons meester Yeshua Messia aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. En dan lees ons hier van vers 5 af, want dit is baie belangrik as ons hom met ons hele hart en met ons hele siel soek, dat ons dit in geloof doen. As ons dit nie in absolute geloof doen nie, dan beteken ons gebeure niks. En hier staan, en as iemand van julle wysheid kort kom, nou daar seker nie groter wysheid as om Vader met ons hele hart en met ons hele siel te soek nie. En dan lees ons hier, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van Elohim bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van Jahwe sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man,
onbestendig in al sy weë. En dan wil ek net weer dit beklemtoon. Ek wil weer hierdie vers 5 en 6 lees. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van Elohim bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want as hy twyfel, dan is hy soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Dit is dan, ek dink dit is uit hierdie oogpunt uit, wat ons, ook ons thema, waar ons Vader met ons hele hart en hele siel moet soek, moet ons het vanuit hierdie oogpunt uit doen. Ek wil nou vra, laat ons almal opstaan, en dan sing ons al 4 verse van Psalm 100, juig al wat leef, juig voor Jahweh. Juig voor Jahweh, dien al met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. En dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam, want goedertieren is Jahweh, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hul krag, tot in die laaste nageslag. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Onze ewige almagtige Vader Jahweh, U wat Vader Jahweh van die leerskare is, die Elohim van Israel, ons nader U in hierdie môre, in die naam van U gesalfde Seun, Meester Yeshua, die weg, die waarheid en die lewe. En ons bid ook in hierdie môre vir die kragvolle werking van die Gees van die waarheid, Yaruach, in ons harte en in ons lewens. Vader, ons wil in hierdie môre al die eer en al die lof, die dank en die aanbidding van ons harte aan U bring. Want ons wil erken en bely, ons hulp is in die naam van U, Vader Jahweh, wat hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van U hande nie. Vader, dankie dat U ons hier by mekaar gebring het, dankie dat U ons almal veilig op die pad geseën, gelei en bewaar het, Vader, sodat ons almal hier is om U aangesig te kan soek, en ons bid dan dat U in hierdie dag en die dae wat ons hier by mekaar is, vir ons helderheid van verstand, wysheid en insig sal gee, Vader, en dat U ook elkeen wat hier sal spreek, so sal lei dat ons net sal spreek, wat U waarlik gespreek wil hê, Vader,
sodat ons welbehaaglik kan wees voor U. Vader, ons bid dat U seënende en bewarende hand hier oor ons sal wees, Vader, om ons in alles te bewaar en te seën. Ons bid dan ook dat U vir ons dankbare harte sal gee, Vader, sodat ons sal weet en erken dat dit U is en dat dit uit U hand kom om ons hier by mekaar te bring. Vader, ons bid ook vir ons ander volksgenote wat nie hier is nie, en ons bid dat U ook deur U Gees in hulle harte sal werk, Vader, sodat ons ook vorentoe as 'n volk U groot naam saam kan eer en U lof kan verkondig, Vader. En ons bid dan ook dat U ons volk sal uithaal uit hierdie toestand waarin ons verkeer, Vader. Ons voorvaders het by Bloedrivier in die Bloedrivier gelofte beloof om vir U 'n huis te stig tot U eer waar dit U behaag, Vader. En hulle het beloof om U hulp en bystand af te bid totdat hierdie gelofte volbring is. Dit is dan ook die gebed van ons harte, Vader, dat U dit ook vir ons daardie vaste geloof sal gee, Vader, dat ons ook sal bid dat ons U hulp en bystand sal bied om ons in staat te stel om hierdie huis te kan stig, sodat ons deur U, Vader Jahwe, regeer kan word in 'n teokrasie met U gesalfde Seun, Meester Yeshua, as ons koning. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie, Vader, en ons bid nou dat U met ons sal wees U deur U Gees hier teenwoordig in ons midde. Ons vra dit net uit genade alleen om U grote naamsontwil. Amen. Dankie Tini vir die opening. Op 'n baie treffende wyse het jy die tema betrek by ons verstrooiing en die toestand waarin ons is.